Goeiedag geliefdes, wat is godsdienst? En nou sal jy dalk dink, wat bedoel die ou man met so 'n vraag? Godsdienst is toch godsdienst? Maar miskien moet ek liewer vra, wat is die ware godsdienst? Die apostel Paulus skryf in Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offers. Dit is julle redelike godsdienst. Godsdienst is dus toewyding aan 'n bonatuurlike wese. Dit is aanbidding. En ons redelike godsdienst is om die ware, lewende God te aanbid. En as ons liggame aan hom moet wy as welgevallige offer, dan beteken dit mos dat ons aan hom behoort. Hy het die reg op alles van ons. Hoe dan ook anders? Hy het ons immers gemaak, hy het ons geskape, maar hy het ons nie net gemaak nie. Hy het die diere, die voëls en die seediere gemaak volgens hulle soorte, maar die mens het hy gemaak volgens sy beeld. Ons bely met ons Nederlandse geloofsbelijdenis dat ons glo dat God die mens geskape uit die stof van die aarde en hom gemaak en geformeer het na sy beeld en gelykenis, goed, regverdig, heilig, in staat om met sy wil en alles ooreen te stem met die wil van God. Met die Heidelbergse katekismes leer ons dat God die mens geskep het sodat hy God, sy skepper, reg kan ken, hom van harte kan lief hê en met hom in die ewige saligheid kan lewe, om hom te loof en om hom te prys. Die mens moet dus sy God ken en hom aanbid. Dit is sy redelike godsdienst. In sy verstand moet die mens God reg ken. In sy hart moet hy God bo alles lief hê en met sy wil moet hy God in alles dien. Maar daar het verwydering gekom. Adam het homself en al sy nakomelinge deur die ingewing van die duiwel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Die gevolg was dat die mens se vermoë om die ware God te ken en te dien en te aanbid aangetast is en skade gelei het. Ja, daar het 'n godsdienstsin in hom oorgebly, 'n saadjie van geloof het Calvin dit genoem. Maar dit het net daartoe gelei na die aanbidding van valse, mensgemaakte gode. Ons lees in Romeine 1 vers 22 en 23, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Aangesien die mens nie meer die ware God kan ken en dien nie, omdat hy geestelik weens die sondeval gesterf het, is hy verlore. Maar nou bely ons dat God barmhartig en regverdig is. Hy is barmhartig deurdat hy uit hierdie verskriklike verderf mense uitverkies het en red in Jesus Christus ons Here, sonder om enigsins hulle werke in aanmerking te neem. En God is regverdig deurdat hy die ander in hulle val en verderf laat bly waarin hulle self gewerp het. Ja, God het sy seun gestuur om vir ons sondes aan die kruis te sterwe. En soos daar deur die een mens Adam die ewige dood gekom het, het daar in die tweede Adam, Jesus Christus, die ewige lewe gekom. En deur die Heilige Gees kom maak God ons dooie harte weer lewendig. Hy kom open ons oë sodat ons hom kan sien en hom kan dien. Net in Jesus Christus, die werking van die Heilige Gees, is die redelike, die ware godsdienst moontlik. Alle ander godsdienste lei na die verderf. Ja, die Satan mislei baie mense om te dink en te glo dat die Christelike geloof ook maar net 'n geloof soos al die ander godsdienste is. In ons menseregte, of moet ons dit eerder sien, ons Satans regte kultuur, mag jy nie verkondig dat daar mense is wat verlore gaan terwyl ander gered word nie. En daarom word daar gestrewe na godsdienstgelykheid. Daar is sommige Christene wat aanknoping soek met byvoorbeeld die Islam,
En so word daar dan net weer 'n valse geloof geskep. Nee, daar is maar een ware redelike godsdiens. Dit is ons Christelike godsdiens. Ons Here Jesus het self kom verklaar dat hy die weg en die waarheid in die lewe is en dat niemand na die Vader kom behalwe deur hom nie. Die enigste ware en redelike saligmakende godsdiens is in Jesus Christus. En daarom is die Christelike kerk wat getrou bly aan die woord van God, gelei word deur die Heilige Gees, die ware kerk. Kom ons bid. Almagtige Hemelse God en Vader, ons loof U dat U ons dooie harte kom lewendig maak het en ons die ware geloof gegee het aan ons Here Jesus Christus se soenverdienste aan die kruis. Ons bid vir almal wat nog agter valse godsdienste aangaan, dat U hulle ook sal red, deurdat hulle sal besef dat daar slegs verlossing is in die naam van Jesus Christus. Help en lei ons deur U Heilige Gees, dat ons liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offers. In Jesus naam. Amen.